wat ver is. Ek hoop elke keer 'n mens motiveer hulle so om hier te wees, dan weet hulle mis verseker. Maar kom ons sit net so en dan bid ons almal saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons het weer die voorreg om vanaand voor u woord mag buig, om vir hierdie uur stil te word, om te hoor wat u graag vir ons ook wil sê deur u woord. Dankie dat ons so stelselmatig deur die Bybelboek van Markus kan werk. Here, dat ons al oor 'n kwart van hierdie boek is en oor soveel dinge geleer het, soveel dinge besef. En is ons gebed dat u vanaand net weer u grootheid aan ons sal openbaar, u mag sal openbaar deur Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Ons bid dat u dit in ons harte sal werk, dat u ons ore gee om te luister, en dat ons ook as nuwe mense en veranderde mense hier sal uitstap met iets niets wat ons kon hoor en kon aangryp. In Jesus Christus se naam bid ons hierdie dinge. Amen. Dit was dalk omgekeerd. Ja, dit is altyd omgekeerd. Omgekeerd kry maar net die plus, maar net omgekeerd. Is altyd omgekeerd. Dit is daarom nie omgekeerd se skuld nie. Nie die keer nie, dink ek. Maar ons kan aangaan, ek hoop almal kan mooi sien, en u kan u Bybels oopmaak by Markus 5. Markus 5, ons gaan voort, en vanaand nie soos vorige aande wat ons 'n paar gedeeltes het nie, maar wat ons bietjie 'n langer gedeelte het, meer 'n verhaal. Ons is klaar met die gelykenisse aan die einde van Markus 4, en dan sal die opskrif dan nou verskil in die vertalings, maar dit gaan oor die besetene van Gerasa. Ek lees vir ons voor en ons gaan tot en met vers 20 lees, en as die Here wil gaan ons al 20 verse hanteer vanaand. Daarna het hulle oorkant die see in die land van die Geraseners aangekom. Net toe Jesus uit die skuit klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n onrein gees hom tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon hom selfs met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet- en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stikkend. Niemand kon hom baas raak nie. Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy homself met klippe. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hard geskreeu: "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, in God se naam moet my nie pynig nie." Want Jesus het vir hom gesê: "Onrein gees, gaan uit die man uit." Hy het hom toe gevra: "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy hom, "want ons is baie." Die man het hom toe ernstig gesoebat om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur nie. Daarnaby teen die berg het 'n groot trop varke geloop. Die onrein geeste het hom toe gesmeek: "Stuur ons na die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar." Hy het hulle dit toegelaat, en hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die hele trop van omtrent 2000 het op loop gesit teen die hang af die see in, en hulle het versuip. Hulle wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plase gaan vertel. Die mense het kom kyk wat daar gebeur het. Toe hulle by Jesus kom en die besetene en wie die baie bose geeste was, daar sien sit met sy klere aan en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik. Die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het en ook van die varke. Hulle het toe by Jesus daarop aangedring om uit hulle gebied uit weg te gaan. Toe Jesus in die skuit klim, het die man wat van die duiwel besete was, by hom daarop aangedring om saam met hom te gaan. Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: "Gaan na jou huis, na jou mense toe,
en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het. Hy het toe gegaan en deur die hele Dekapolis begin bekend maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. Nou voordat ons verder gaan, wil ek u net weer so die kaart wys, dat waar hulle vanaf gevaar het, oorkant van Genesaret, wat dan nou naby Kapernaum was, aan die oorkant, en hulle het na die oorkant toe gevaar, naby Gadara, en hierdie gebied dan nou, en wat die see, dan nou waarskynlik die see van Galilea was, en dit was naby genoeg daaraan, so wanneer dit verwys na die dorpie Gadara, en die Here sien ons het in die land van die Geraseners aangekom, as sien ons maar Gerasa is hier onder, en wat ons moet besef is dat hierdie is 'n heidense gebied. So vir die skrywers, wat waarskynlik mense van 'n heel ander gebied was, is dit genoeg om te sê in daardie gebied. Hulle het aan die oorkant van die see aangekom in daardie land, en in daardie gebied by die dorp van Gadara, daar het hulle aangekom en met die mense gepraat. So in daardie gebied. Dis so goed iemand van Transvaal vra vir jou van waar is julle, van Kimberley, sal iemand sê. Iemand wat van Modderrivier afkom, sal dalk selfs ook sê, ek kom van Kimberley af, of Kimberley se wêreld. Net vir iemand wat al ver is, om nou te verduidelik, Modderrivier, en dis so ver uit Kimberley uit, meeste mense assosieer met die groot gebied naby. So, dit is 'n verwysing na die gebied, en om te sê, dit is waar die Here dan nou aankom. So, om te sê, in die land van die Geraseners, en ons sien dat die ander twee gedeeltes, ons lees van dieselfde gebeurtenis in Matteus 8, vers 28 tot 34, en ook Lukas 8, vers 26 tot 39, en hoe die mense dan nou in daardie gebied was, en daar aangekom het. So, die belangrike van waarom die Here Jesus dan nou melding sal maak van hierdie, of melding sal maak van die streek, is om vir ons te wys, dis 'n heidense gebied. Dit is nie in die streek van Galilea nie, dit is aan die ander kant, waar daar klomp heidene was, ons gaan bietjie later daarby kom, maar hulle het met varke geboer, en dit sou natuurlik iets vreesliks wees vir 'n Jood om met 'n vark te boer, want 'n vark was onrein, jy mag hom nie geëet het nie, Levitikus 11 het dit duidelik vir hulle voorgeskryf, so hulle sou niks daarmee te doen gehad het nie. So die duidelikheid van hierdie heidense gebied, wat die Here Jesus dan nou aankom. Die volgende gedeelte, wat van ons sê, dat daar het 'n man van die grafte af met 'n onrein gees om tegemoet gekom. Vers 3 sê vir ons, die man het tussen die grafte gebly. Nou, onmiddellik is dit vir ons eintlik 'n vreemde ding, want ons dink ook aan hedendaagse grafte. Ons dink aan grafstene, en alhoewel daar mense is wat vandag seker nog ook in begrafplaas bly en tussen die grafte sal slaap, moet ons onthou hoe het, ek wil sê, die grafstene of begrafplase in die destyd gelyk. Dink hoe is die Here Jesus begrawe? Hy is in 'n rotsgraf begrawe. So daarteen die hange, kan mense nou sê, in die rotsgebied, daar waar hulle nou aankom met die skyp, was daar verskynlik klomp rotshange, 'n rotsagtige gebied, en in hierdie rotse is dan nou grafte uitgekap, in die skeure, in die holtes, en iemand wat met 'n onrein gees besete was natuurlik uitgedryf uit die samelewing uit. Hulle wou hom nie tussen hulle gehad het nie, en hy wou waarskynlik ook nie daar wees nie. En dit is nie 'n vreemde gedagte om te dink dat iemand met 'n onrein gees, 'n bose gees, by so 'n plek gaan bly en gaan lewe, wat iets van die dood, iets van die duisternis vir ons ook weer lewend maak en uitbring, om te dink hierdie rotsgrafte, dit is in die holtes, daar waar dit donker is. En as 'n mens in Indië was, het Dominee Danilo ook al 'n paar keer vertel, daar waar hulle die mense verbrand, kry jy baie hierdie besetenis. Maar waar bly hulle? Hulle bly daar waar dit verbrand word, in die donkerte, in die dieptes daaronder,
juist daar waar die duisternis voel op sy ergste is, met hierdie donker en die dood. So dis nie 'n vreemde ding om te sê 'n onrein gees en iemand van 'n demoon besete bly by so 'n plek nie. Dit sal vir ons 'n logiese gevolgtrekking wees. Sal vir ons vreemd wees as iemand by hulle regte verstand is en sê ag nee wat vanaand gaan slaap ek sommer in die begrafplaas. Nie dat jy vir iets hoef bang te wees nie, maar dit is net vreemd. Hoekom sal ek nou daar wil gaan slaap tussen die dooies? Ek is 'n lewende. Ek wil nie by die dooies wees nie. So ons kan onsself dit indink en dan word daar vir ons iets van hierdie man se liggaamlike, maar ook geestelike toestand beskryf. So in vers 3 verder sê dit, niemand kon homself met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stukkend. Niemand kon hom baas raak nie. En nog verder, hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge en dan kap hy homself met klippe. So ons lees van hierdie bonatuurlike krag. Dat hulle het hom probeer boei met hulle boeie en dan breek hy dit net eenvoudig. Met kettinge aan sy voete en hy skop dit net eenvoudig af. 'n Bonatuurlike krag. Boonbehalwe dit wat hy homself pynig met rots en klippe sou hy homself kerf en kap en net skree. Dink aan 'n hysteriese skree, regtig waarlik 'n besete skree van iemand wat net 'n fisiese toestand wys wat geestelik aan die gang is, van 'n besetenheid en oorgegee aan hierdie bose magte. Net soos met die vorige onrein geeste wat ons van gelees het, as u sal onthou alreeds in Markus 1, nou al soos 'n hele ruk terug, maar Markus 1 vers 23 en 34 en ook in 3 vers 11 sien ons dat wanneer hulle na die Here Jesus toe kom, weet hulle dadelik wie hy is. Hulle wonder nie. Ook eintlik die kontras met hoe jy sal onthou ons in Markus 4 afgesluit het, van Jesus wat die storm stil maak en sy disipels vra, wie is hy dan dat hy die storms kan stilmaak? En hier doen die Here nog nie eers iets nie. Hy klim net uit die skuit uit en hier kom die besetenis en die bose na hom toe en sê, Jesus, die seun van die lewende God. So hierdie kontras van, hulle weet baie duidelik wie hy is. Hulle twyfel nie, hulle wonder nie oor sy gesag nie, en ons sien hulle kom val voor hom neer. So hierdie besetene kom val voor hom neer, aanbidding van, hulle weet hy die mag, hulle twyfel nie daarin nie. En met 'n harde geskreeu roep hulle uit, sê vers 7, wat het u met ons te doen? So hulle ken hom, maar hulle gaan ook nie weg nie. Hulle kom na hom toe in hierdie man. Hulle hardloop nie net weg wanneer hy nader toe sit nie. Ons sien iets van, hulle word gedwing om nader toe te kom. Gedwing om tog ook neer te val en te moet erken, Jesus is die Here, hy is die seun van die lewende God. Nou, jy sal onthou wat ons gesê het van Markus. Markus het 'n deurlopende tema. So begin die evangelie beskrywing van Jesus Christus, die seun van God. So Markus bring ook weer hierdie tema op om te sê, onthou, hierdie demone weet dit ook. Jesus is die seun van die lewende God. En derdens moet ons besef, hulle is magteloos. Hulle pleit by hom. Hulle weet wat vir hulle wag. Hulle weet wat hy kan doen. Hulle kom nie hom tegemoet en sê, wat maak jy hier nie? Alhoewel dit 'n geforseerde gesag is, en hulle praat, mens kan nou vir ons spreekwoordelik sê, deur hulle tande, moet hulle bely en sê, wat het u met my te doen? Praat die demone dan nou deur hierdie man.
Jesus, Seun van God, die Allerhoogste, ek smeek u, in Gods naam moet my nie pynig nie. Nou in die ander gedeelte sien ons dan, kom die vraag eintlik uit, is die tyd van ons pyniging hier? Wat weer vir ons iets moet sê van hulle weet. Die Here Jesus het nog nie finaal oorwin aan die kruis nie. Hy het nog nie die oorwinning behaal nie. Maar kyk hoe seker is die oorwinning. Daar was nooit 'n twyfel nie. Daar was nooit 'n wonder nie. Die oomblik toe die Satan geval het, sy demone saam met hom, was hulle oorwin. Daar was nie hierdie kompetisie in die heelal en dat die demone nog gewonder het of hulle 'n kans staan. Dis die tyd van ons pyniging hier. Die tyd van ons oordeel wat ons ewig in die hel gewerp gaan word. Hulle weet wat vir hulle wag en nou wonder hulle, is dit nou? En ons sien dit in die vraag wat hulle vra. Van vers 9 af, net terug by die smeking wat hulle gee, in Gods naam moet my nie pynig nie. Daar twee goed wat ons ook kan verstaan hieronder. In die eerste deel, ek hoe lasterlik self nog, dat hulle God teen homself probeer inroep. Dat hulle by God uit in God se naam. Is die hoogste gesag. Wat hulle weet, is God self. So 'n lasterlike element, maar tog ook wat hulle besef, ons weet in wie se mag ons is. So ons pleit vir genade nie in Satans naam of in 'n ander wesens naam nie, maar in God se naam. En as ons sê genade, bedoel ons hy probeer iets hier pleit van net nie nou nie. Nie die pyniging nou nie, ons weet dit kom, maar net nie nou nie. En dan sê die Here vir hulle, gaan uit hierdie man uit, en hy vra vir hulle, wat is jou naam? Nou, hoekom ek die hele tyd van hulle praat, is omdat die antwoord kom, my naam, ons naam, is Legio, sê vers 9, want ons is baie. Nou, Legio kan beteken baie, maar as ons na Legio kyk in die Nuwe Testament, hoe dit ook gebruik word in die Romeinse konteks, het dit waarskynlik verwys, dit kom na 1000 verwys het, dalk na 4000, maar die waarskynlikste antwoord is omtrent 6000. Dit is waaruit 'n legio van Romeinse soldate sou bestaan, 'n legio van hulle, en dit was hoeveel hulle ingedeel was. So omtrent 6000 lyk dit vir ons as hulle sê legio, maar die doel daarmee om te sê ons is baie. Hulle sê nie 6000 uitdruklik nie, maar baie. So dit probeer regtig benadruk hoeveel daar was in hierdie man. En nou kom seker een van die vreemdste vrae. Dominee Danilo het nou al ook 'n vorige keer gesê, hoekom? Hoekom vra hulle hierdie vraag? Dat hulle in die eerste plek stoebad, dat hulle nie uit die landstreek weggestuur word nie. En dan sê vers 11 vir ons, daar naby teen die berg het 'n groot trop varke geloop. En die onrein geeste het hom gesmeek, stuur ons na die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar. Wie wil asseblief raai vat? Hulle wil nie uit die heidense streek uit gaan nie, so dit gee vir ons 'n antwoord om te sê ons wil nie uit hierdie landstreek uit weggaan nie. Hier waar ons werk, hier waar ons gebied is, ons wil nie hier weggaan nie. Maar nou die varke, oomlou. Hoekom in die varke? Onrein gees en 'n onrein dier in, moet hy 'n vervoermiddel nodig.
Nou, om erger te gaan op die vraag, as ons in vers 13 dan lees, het hulle dit toegelaat en hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die hele trop van omtrent 2000 het op loop gesit teen die hang af die see in en hulle het versuip. Nou wat nou? Nou het ons nie meer 'n vervoermiddel nie. Ons is in die varke in, maar nou versuip die varke. Varke is dood. Is die demone ook dood? Nee. So dit by ons vir die gevolgtrekking, hulle het noodwendige vervoermiddel nodig nie. Ander plekke lees ons dat hulle swerf die aarde rond. So, hoekom die varke? Oom Johan sê, seker gehoop as ouens wat van hom sal eet, en dan sal hulle in daai ouens ingaan. En tog, hardloop die varke in die see in. So die plan om hulle te eet, en die oordraagbaarheid van 'n demoon is nie regtig moontlik as jy hom nou eet in die vark. So hoekom ek weet nie of die see van Galilea, het die see van Galilea blou blaasies? Dis is slim een, hulle is nie blou blaasies in. Nou, later wil ek ook weer, ek wil so 'n paar woorde oor demone sê, en net weer dat ons daarvan kan weet. Maar, en dat een van die beginsels is, ons moenie meer probeer sê as wat die Bybel sê nie, en ook nooit minder as wat die Bybel sê nie. So, ons kan bespiegel om te sê hoekom ons so dink, deur dalk ander teksgedeeltes daarmee te vergelyk en sê, miskien was dit dalk so. Nou, wanneer ons hierdie lees en ons dink hier vind 'n onderhandeling plaas om te sê kan ons soontoe gaan, dan moet ons besef dit is nie werklik 'n onderhandeling nie. Want 'n onderhandeling sê dat jy het iets om mee te onderhandel. Hier's 'n versoek van die bose af. En hulle kan net doen wat die Here hulle toelaat om te doen. Belangrike konsep, net wat toegelaat word, en ons sien in vers 13, hy het hulle dit toegelaat. Waar op 'n ander plek in die Bybel lees ons van iets soortgelyk waar 'n bose mag vir God iets vra en God hom toelaat om dit te doen. By Job. En die uiteinde daarvan was weer dat God sy mag kon wys en hy het 'n bepaalde doel gehad. So weer eens, hier is 'n bespiegeling. As iemand nie saamstem nie, dan gaan ek nie kan sê maar dit staan hier, so dis hoekom ek dit sê nie. As ek nou moet sin maak hiervan en ouens wat ek geraadpleeg het, dan maak dit vir my in 'n manier sin. In Job kom dryf die Here antwoord om te sê ek laat die bose toe om aan Job se besittings te raak, aan sy eiendom. En daar is 'n keuse. Gaan ek God vervloek vir wat met my eiendom en my besittings en die mense gebeur het, of gaan ek nog steeds die Here kies en op hom vertrou? En Job leer vir ons die regte antwoord. Al weet ons nie, al verstaan ons nie wat gebeur, ons kan nog steeds God vertrou ten spyte van die bose, ten spyte van die ergernis wat gebeur en deur bose veroorsaak word. Wat hier gebeur is ook weer 'n keuse. Want ons lees later dat 2000 parke van hierdie mense was hulle eiendom. En hulle word die see ingedryf, 2000 parke is net weg. En nou moet die mense kies. Hier is die seun van God, God self,
wat hierdie besetene, wat ons almal geken het, wat ons probeer bind het en dit kon nie werk nie, wat niemand in bedwang kon hou nie. En hierdie man sit aan die voete van Jesus. Hy het hom verlos. Ons sê, kyk wat 'n skade berokken by ons. En hulle kies hulle eiendom en geld bo dit. Sê, kom asseblief uit ons gebied uit. Dit lyk vir my na dalk 'n logiese, net weer 'n trekking van hoekom die varke dan nou ook dood is. Hoekom die Here toegelaat het dat hulle daarin is en dat hulle self dalk nie die varke in die see ingejaag het nie, maar dat die Here dalk ook die varke op hul kon sit. 'n Ander een is ook om te sê, as dit sê legio, my naam is baie, en daar is 2000 varke omtrent, dan sien ons dat dit werklik waar is. Dit was nie maar net 'n bespiegeling van, is daar baie demone nie, is 'n werklikheid. Dat 2000 varke het ten minste dalk 2000 demone gehad wat in hulle ingevaar het. En as hulle legio was, rondom 6000, beteken dit, daar was nog meer as 2000. Maar ten minste 2000. So, ek hoop u hoor hoe ons dit ook benader. Wat sê die skrif? Wat kan ons miskien sê met moontlike vervolgtrekkings, maar op die ou einde van die dag moet ons ook kan terugstaan en sê, in hierdie gedeelte sê die Here nie vir ons nie. Hy sê nie vir ons hoekom hy dit gedoen het nie. Hy sê nie vir ons die rede of sy besluitneming daar agter nie. En dat ons op die kleiner vrae van die varke kan sê, ons weet nie. Maar tog het ons antwoorde op die groot boodskap. En die groot boodskap is dat die boodskap nie oor die varke gaan nie, maar oor die verlossing, die mag van die Here. En dat ons nie strengel moet raak in hoekom die varke en was hulle regtig 2000 en hoe hoog was die heuwel waar hulle afgegaan het en was dit regtig, maar dat ons ook die groter prentjie moet sien van die Here wat hierdie man verlos. En die wonderlike teenstelling van vers 16, daar word vertel van wat hierdie besetene gebeur het. Hulle het vir hulle vertel, en in vers 15, toe hulle by Jesus kom en die besetene, wie die baie bose geeste was, daar sien sit met sy klere aan en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik. Die kontras wat ons gehad het met vers 2, vers 3, vers 4 en vers 5, van hierdie man, wat niemand kon boei nie, wat magtiger was as almal, wat beskree het, wat mal was. Hier sit hy, rustig by die Here Jesus se voete, en volle by sy verstand. En hulle besef, die mag van hierdie man wat voor hulle staan, Jesus Christus, wat niemand anders kan doen wat hy gedoen het. So die wow. So dit van die varke. Daar die vergelyking met die mense, die dorpsmense, wat hulle sou gesien het, 'n ekonomiese ramp. 2000 varke, ons eiendom, ons boerdery, ons besigheid, en hulle sê, Here, gaan asseblief weg uit ons gebied uit. Maar wat doen die Here Jesus? 'n wonderdaad. Wat ag hy meer, 2000 varke of 'n mens se siel? En die optrede van hom is vir ons duidelik dat daardie aardse koste is nie vir hom belangrik van 2000 varke. En ons kan nou maklik na hierdie mense kyk en sê, hoe jaag julle hom weg? Sien julle nie wat hy gedoen het nie? Maar draai dit dalk by jou om en dink, as jou besigheid moes tot niet gaan, om een mens te red, wat sou jou reaksie wees?
sou die koste vir jou die moeite werd wees. Maar dat ons by die dieper vraag uitkom ook, hoe kyk ons na ander mense? Hoe waardevol is hulle vir ons? En alhoewel ons dalk nie 'n bose gees uitdryf nie, om te sê, wat is ek bereid om op te offer om regtig iemand te bearbei met die woord en met die evangelie? As hulle jou kar vat en jy moet aanhou om die paaiement te betaal, is ek bereid om dit te gee? Iets wat ek betaal het en wat ek hard voor gewerk het, ek het dit verdien, en om dit net weg te gee. Want het is maklik om iets weg te gee wat nie regtig vir my skade is nie. As ek dalk 10 varke moes afstaan uit die 2000, dan is nie lekker nie, maar kan dit tog doen. Maar as dit dalk als is, as ek skade ly, dan raak die vraag moeiliker. Vers 18, enige vrae tot en met vers 17 sover. Ja. Ja. Dominee Danilo sê mooi in Matteus 12, ek dink ons ook Matteus 12, wat die bose geeste uit is en dan rondswerf en hulle soek 'n plek om heen te gaan, en wanneer hulle terugkom, bring hulle ander saam om weer in te gaan by die man, wat hulle dan net sien is mooi aan die kant gemaak, maar daar's nie iemand anders tuis nie. En die drang en die verskil met die wesenlike van die engele, die diensknegte van die Here, tevredenheid om net sy diensknegte te wees. En ek wil aansluit by wat Dominee Danilo gesê het, dat ek dink daar is 'n drang van verwoesting. As ons hoor wat die Here ook sê in Johannes 10, dat die duiwel het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Dis sy drang, dis wat hy wil doen. En as die Here dit toelaat, dan doen hy dit graag. Dit is sy begeerte, dis wat hy wil doen. Hy wil lieg, hy wil verwoesting saai, hy wil onenigheid bring, hy wil hartseer bring, hy wil al die pyniging wat hy kan. So, selfs al was dit die bose geeste se doel om te sê, kom ons gaan in die varke in, en net om dit te vernietig, het hulle vernietiging gebring. Hulle het dood gebring, hulle het skade gebring. Selfs al was dit hulle enigste doel. Mooi kontras. Nog 'n vraag daarvan? Kan nie. Kom ek maak so, ek sê altyd, spot altyd vir Wendy, as ek sê, kom ons sit 'n pennetjie in hom, en dan haal ons hom oor 5 minute uit. Want ek wil 'n paar oor demone sê. So kom ons, want dis 'n baie goeie vraag, hoe kan daar 2000 in wees? Wat beïnvloed dit? So kom ons hanteer vers 18 tot 20 klaar, en dan antwoord ons dan nie so vraag wat sê, maar hoe is dit moontlik, en hoe werk dit, en wat doen 'n mens om dit te verdien? Van vers 18 af, wanneer dit dan nou alles gebeur het, die mense sê, gaan asseblief weg van ons af, dan maak die Here gereed. Toe Jesus in die skuit klim, het die man wat van die duiwels, daardie woord sal meervoud wees in die Grieks, besete was, by hom daarop aangedring
om saam met hom te gaan. Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis, na jou eie mense toe, en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het. Is dit vir jou 'n vreemde opdrag? Moet dit vir ons vreemd wees? Om Jan sê, dit moenie vreemd wees nie. Sy disippels ook uitgestuur? So oom sê, en ons sien het, hy die hele Dekapolis so uitgedoen, hy's uitgestuur. Is daar iemand wat wel sê dit moet vreemd wees? Dominee Danilo sê hy dan vir die ander mense gesê wat hy gesond gemaak het en 'n vorige besetene, Markus 1 en in Markus 3 gesê, moenie gaan vertel nie. Okay. So oom Johan sê, dit het te doen met die geografie, die plek waar hulle is. Nou, ek sal sê ja, maar waarom dan? So iets oor die regte tyd, dat hy nie, wat was die rede wat ons met die voriges gesê het hy vir hulle gesê om nie te gaan vertel nie? Maar hy het tog gekom vir die Jode en vir die heidene, en die feit dat hy hier oorkant in die heidense gebied is, wys vir ons iets vorentoe wat om Jan sê van, maar dit gaan na die nasies toe gaan, dis nie net vir die Jode nie, so, maar hoekom is dit nie vinniger by die Jode versprei het nie? Wat was die rede vir die vorige keer? Maar hier sê hy vir die ou, gaan vertel vir hulle wat die Here vir jou gedoen het, vertel hulle van die wonderwerk. Maar hier was 'n hele dorp. Maar dieselfde kan gesê word van Israel, dat daar was ook 'n klomp mense wat almal nog eintlik vinniger kon vertel het en meer mense bereik het. Die rede van die vorige keer het ons gesê, hulle het 'n bepaalde beeld gehad van die Messias. En dat die Messias nie net 'n geneesheer is nie, vir die Jode. Die heidene het nie 'n Messias verwag nie. Hulle het wel in wonders geglo, wondertekens, en dat dit net God was of gode wat kon bonatuurlike krag verrig. So, almal se aanvoeling is verseker reg om te sê, daar's 'n verskil in die gebied, en vir die Jode is dit, moenie nou net vir mense gaan vertel nie, want hulle verwag dan net 'n Messias wat hulle van die aardse kom red, wat 'n aardse koning is, wat ons fisies gesond maak en wat die Romeine gaan wegjaag en weer die koninkryk van Israel hier op aarde oprig. En dis al wat hulle gaan sien. Ek leer julle nog oor wat die lydende Messias ook gaan kom doen. Maar hier aan die ander kant sê hy,
gaan vertel. Gaan vertel. En dan gaan die Here ook weer terug. So, die verskil van die opdrag aan die twee kante. Maar kyk ook die mooi van dat die opdrag is, gaan na jou huis, na jou mense toe en gaan vertel vir hulle. Maar hy stop nie daar nie. Want hierdie man gaan na die hele Decapolis. En as u nou dalk die wiskunde onthou, Deca beteken hoeveel? 10. Mooi, Brandon. So 10 beteken daar was 10 dorpe in die streek en dis hoekom dit die Decapolis genoem is. Daar was 10 dorpe. So hy het na 10 dorpe gereis, die hele plek vol en gaan vertel. En ons gaan nou eers later daarby kom, maar kyk die mooi dat as u verder blaai en in Markus 7 kom, die Here Jesus vaar nou terug, weer oor die meer terug, weg uit Decapolis uit. Maar wanneer die Here dan in Markus 7 vers 31 wegvaar van die gebied van Tyrus af deur Sidon na die see van Galilea toe in die gebied van Decapolis, dan sê vers 32, die mense bring toe 'n dowe man wat ook 'n spraakgebrek het na hom toe en vra hom om tog sy hand op te lê. Toe die Here Jesus die eerste keer al aankom, ken niemand hom nie. Hy bevry hierdie besetene en die mense daar sê, gaan asseblief weg. Toe die Here Jesus weer in die gebied kom, toe weet daai hele gebied, wie is hierdie man? En hulle bring 'n doofstomme en sê, help. Die getuienis wat uitgaan en vermenigvuldig. Enige vrae oor Markus 5 vers 1 tot 20, voor ons dan laaste paar woorde oor net demone en besetenheid sê. Ja. Ja. Hoe wonderlik God net werk. En die verstommende om te sê, hy kies om ons te gebruik. Want die Here hoef nie te geluister het na hulle versoek nie. Hy het gekies om weer oor te gaan, maar hy kies om daardie man te stuur. En hy kies om ons te stuur en te sê, ek gaan getuig. Gaan vertel mens, hy oortuig hulle deur sy gees, maar hy gebruik ons. Wow! Hy hoef nie, maar hy doen. So 'n paar woorde oor besetenheid en demone. Ek wil begin met 'n aanhaling van C.S. Lewis, wat Dominee Danilo al gesê het van die kant af, die boek The Screwtape Letters, wat hy skitterend skryf, en ek dink baie mooi vir ons iets van die demoniese wêreld ook uitbeeld van hierdie stryd. En hy skryf in die voorwoord, dis nou in Engels, there are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe and to feel an excessive and unhealthy interest in them. They themselves are equally pleased by both errors and hail a materialist or a magician with the same delight. Kry gewoonlik twee groepe mense. Die een wat sê ek glo nie in duiwels nie. Bose bestaan nie. Bonatuurlike goed bestaan nie. Dis die materialis. En hy sê, fantasties, sê die bose.
Hulle is baie tevrede want hulle besef nie dat daar bo-natuurlike stryd aan die gang is nie. Hoe erg is 'n vyand wat jy sê daar is nie 'n vyand nie. Na die ander kant toe sê hy is mense wat 'n excessive en unhealthy interest in hulle het. Magicians, die wat die geestelike soek en met wierookies brand en glasie speel en dalk self by die grafte iets gaan soek want ons wil spooke sien en ons wonder en ons grawe in en die derde oog en ek wil 'n geestelike belewenis hê. En hy sê die bose is net so tevrede daarmee want hulle soek vir hulle. So die waarskuwing vir ons, moenie aan een van die twee kante afval nie. Om terug na die mooi beginsel, ons glo wat die Bybel vir ons sê. Ons glo nie meer nie en ons glo nie minder nie. Wat sê die Bybel? Hulle is werklik. Hulle bestaan. Ons stryd, sê Efesiërs vir ons, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose in die lig. En dit is koninkryke en magte en ons sien dalk 'n Chinese diktator in die geskiedenis, maar daar's 'n bose mag agter wat dit help dryf, wat dit help aanvuur. Want ons net een van twee kante, of die lig of die duisternis. En jy kan nie 'n draadsitter wees nie. So een van die twee. Maar terselfdertyd moet ons besef, ons as gelowiges hoef nie bang te wees nie. Nou, iets van die geestelike moet ons besef, hulle is geestelike wesens. En daarin is die antwoord op Tannie se vraag om te sê, hoe kan daar 2000 in een mens wees? En om te sê, hier is 'n onderskeid tussen geestelike en fisiese. Dat die een is nie meetbaar in 'n ander nie. Ons kan sê, hoeveel glase of hoeveel bottels water fisies kan ek op hierdie tafel inpas? En ek vergelyk fisies met fisies. Maar geestelik is nie materie, daar's nie 'n maatstaf nie, daar's nie 'n beperking deur 'n gebou of 'n plek nie. En daarom, die Here, ons God, is ook gees, ook 'n geestelike wees en hy is almagtig en onbeperk, alomteenwoordig en die geestelike word nie beperk deur die materiële. So iets so daarvan dat daar is moontlik veelheid daarin te gaan. Die rede om te sê hoekom soveel, ek weet nie. Is daar 'n bepaalde eiste of aanklank om te sê daar of 'n gedrom moontlik, maar ons kan nie presies sê hoekom soveel daar nie. Maar wat ons wel sien, hulle hou van die plekke waar hulle 'n krag het. En ek is oortuig dat daar meer is op die plekke waar ons meer boosheid sien. So, Indië byvoorbeeld, jy beleef dit, jy sien dit, en daar's iets van die duisternis wat so oorweldigend is. En as ons deur die res van die woord lees dat die duisternis vlug weg vir die lig, dan dink ons toch hulle vlug na nog duisternis toe. Daar waar hulle nie in kontak met die lig hoef te kom. So, iets wat ek hoop dit beantwoord vir my. Die een van, wat kan iemand doen om dit verdien, moet ons ook weer gaan na wat die Here Jesus gesê van die man wat die siekte gehad het, toe die disciples vir hom vra, wat se sonde het hierdie man gedoen, dat hy dit moes gekry het? En die Here sê, dit was nie hy of sy voorgeslag nie, maar dit het gebeur sodat die krag van God geopenbaar sal word. Waarom is daar 'n besetenheid van iemand? Ek wil aan die een kant waag om te sê, jy stel jouself baie keer oop, deur jouself besig te hou met bose goed. Glasie, en sulke tipe demoniese bordspeletjies, wat jy vir die duiwel en die bose vra om in te kom. Hulle sal graag wil. So, om jouself nie oop te stel nie, oordokters, besetenis, wat dit wil hê, wat hierdie mag en hierdie krag aanvra, en sê, maar kom, asseblief. So, daar is 'n mate van om dit oor jouself te bring. Ons moet ook sê dat
mense wat in ongeloof en in die duisternis lewe, is in die mag van die bose. Alhoewel hulle nie deur hulle besete is nie, hulle is slawe van die sonde. En die Here Jesus sê in Johannes 8, dat die wat leuns vertel, sê hy vir hulle, julle vader is die Satan, die vader van die leuen. So almal wat doen wat die Satan wil, hulle is kinders van die Satan, is onder sy mag. En daarmee saam die troos vir elke gelowige, en ek wil dit weer beklemtoon en weer sê, dat ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nooit, maar nooit vir die duiwel of vir die bose bang te wees nie. En ek dink daar's baie tekste, maar ek wil graag vir ons een gee, en dit is Johannes 4 vers 4. En jy kan dit vir jouself merk, jy kan dit vir jouself memoriseer asseblief, want ek dink dit is van toepassing in verskeie gebeure en gebiede. Gaan lees weer die hele 1 Johannes, wat 'n wonderlike brief van die versekering van gelowiges. In 1 Johannes 4 begin dit 'n paar verse vroeër wat praat oor vals profete en julle ken die gees van God, sê vers 2, elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die gees wat van God afkomstig is. As jy bely en glo dat Jesus die Christus is, het jy die gees van God. Dis 'n feit, dit staan daar, glo dit. As jy twyfel, dan is dit die Satan wat by jou twyfel wil kom saai, vrees wil kom saai, angs wil kom saai. Jy hoef nie bang te wees, jy hoef nie te vrees nie. Jy het die gees van God as jy dit glo en dit bely. Die vrugte van jou lewe wys dit ook. Vers 4 sê vir ons, julle behoort aan God, liewe kinders, en het die valse profete oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duiwel wat in die wêreld is. God wat in jou is oneindig groter as die duiwel en al sy magte saam. En as ons die boek Openbaring lees, dan sien ons hoe hulle al wat hulle het op die ou ende ook saamspan om te dink, ons kan 'n laaste teenstand bied. En sonder enige huiwering, sonder enige moeite vernietig en vee God hulle weg. Daar's nie kompetisie nie. Daar's nie 'n A-span en 'n B-span en die B-span gee nou die A-span opdraande nie. Geen twyfel nie. En mooi, wat ons nou lees en wat ons gepraat het van die vorige gedeelte, is wanneer daar 'n bose gees uitgedryf word en hy gaan swerf rond en hy kom terug en hy sien dat daar niemand of niks tuis is nie, dan bring hy sommer anders saam. Maar as jy gevul is met die gees van God, dan is daar nie plek nie. Dis nou 'n bietjie water, ek wens ek kan hom nog voller maak, maar as ek so hou, is daar plek vir nog 'n druppel in hierdie bottel? Niks. Hy's vol, propvol. Daar is nie plek vir die bose nie, want ons is gevul met die gees van God. Ons hoef nie bang te wees nie. En daarmee saam, dan 'n antwoord ook op om bose geeste uit te dryf, wil ek ons graag weer na 'n belangrike, en ons noem dit 'n hermeneutiese beginsel. Nou hermeneuties en hermeneutiek is om te sê, hoe verstaan ons wat ons lees? Hoe interpreteer ons die Bybel? Eerste beginsel altyd skrif met skrif. So 'n moeilike gedeelte word deur 'n maklike gedeelte verklaar. En die tweede deel wat ons moet besef is 'n gedeelte beskrywend of is dit voorskrywend? Beskrywend of voorskrywend? Hierdie gedeelte is beskrywend. Dit vertel vir ons van hoe die Here Jesus
bose geeste uitgedryf het uit 'n man uit. Nêrens sê hy, doen julle dit ook nie. As hy die opdrag vir sy disippels gee, dan sê hy, gaan doen julle dit. Gee vir julle die mag. Nêrens in die res van die Nuwe Testament is daar opdrag te sê gelowiges, gaan dan heen en dryf die bose geeste uit nie. Nêrens sê dit aan en oorwin die sterk magte wat sterk vestings het op 'n plek en gaan dryf hulle weg en claim 'n plek vir die Here nie. Nêrens nie. Nêrens in die res van die Nuwe Testament word ons opdragte gegee om te sê, dit is hoe julle geeste moet uitdryf nie. Maar wat die Bybel wel sê, in die groot gedeelte oor oorlogvoering teen hierdie geeste, in Efesiërs 6 wat ons fokus op die woord gehad het, kom die opdrag en sê, staan vas. Julle veg, julle stry, en hoe doen julle dit? Vers 10 sê, in die krag van God. Reg, nou hoe is die geveg? Jou wapenrusting, die borsharnas, die helme, die swaard van die gees, en hoe ons dit moet gebruik. En nêrens in een van daai is dit wat dit sê, en sê dan vir die geeste, wyk Satan, gaan uit hom uit. So net weer die belangrik om te sê, ons het nie 'n opdrag, dat ons moet rondgaan, en nou moet ons bose geeste uitdryf, en ons moet plekke soek nie. Maar ons kry beginsel in hierdie gedeelte om te sê, hoe word geeste uitgedryf? Hoe word 'n man verlos? Deur Jesus Christus. Hoe kan enige iemand verlos word? Deur Jesus Christus. So wat moet ons verdoen? Wat moet ons doen? Ons moet Jesus Christus verkondig. Die ewige lewe. Dit is hoe ons die duisternis wegdryf. Dit is hoe mense weggeruk word uit die mag van die bose, sê Kolossense 1 vers 13, en geplaas word in die koninkryk van die lig. Dis geestelike oorlogvoering. Nie EBGB, nie die indrukwekkende, nie neerspat nie. Die eenvoudige gehoorsaamheid van gaan en verkondig. Nog 'n vraag daaroor. Opmerking, oom Neil. The Screwtape letters. Ek wou hom nou al 'n paar keer vir die boekwinkel bestel. Elke keer is hy uit voorraad uit. En net so 'n bietjie agtergrond vir wat jy kan verwag van die boek. Wat ons weer eens sê, dit is 'n mooi boek, 'n goeie boek om te lees, omdat dit vir ons iets van die werklikheid van ons stryd openbaar. En wat die boek doen is dat die Uncle Screwtape is 'n senior demoon, en hy skryf vir sy jonger neefie demoon Wormwood, skryf hy briewe om raad te gee oor sy kliënt wat hy gekry het, en hoe hy te werk moet gaan om hom te versoek en om moeilikheid oor sy pad te bring, en wat dit net vir ons weer iets sê van, byvoorbeeld een van die goed is, en Wormwood is natuurlik baie dom, so sy Uncle Screwtape praat van ons master down below, en hy sê vir hom, dit is wat jy moet doen, en dan op 'n stadium dan is Wormwood baie opgewonde, want dis die Tweede Wêreldoorlog, en hy sê dis fantasties, en die mense gaan dood, en ons saai vrees, en ons al hierdie goed, en hy sê nee, dit is so, ons is baie opgewonde wanneer daar oorlog is, en die vrees en alles, dit is definitief vir ons 'n wonderlike tevredenheid, wanneer ons dit onmiddellik kan saai. Maar weet jy, dis vir ons baie meer verkieslik, as ons mense kan laat lank lewe, as ons hulle op 'n hoë ouderdom kan kry, dat hulle op hulle sterfbed lê, en ons die dokters en die verpleegers hulle kan laat sê, niks is fout. Alles is oukei. Jy kan gemoedsrus hê. Jy kan in vrede doodgaan. Nietemin weet hulle dat hulle op pad is daarna onder toe.
Oorlog sê hy die vreeslike ding van om mense bewus te maak van die dood en dat hulle ongewenste vrae vra soos waarheen gaan ek as ek doodgaan? So die mooi van wat die boek vir jou kom probeer uitbeeld van wat die skrif eintlik vir ons leer en hoe die demone eintlik alles probeer teenwerk van wat die skrif vir ons leer. Ek is oor my tyd. Kom ons sluit saam af. Onse Vader wat in die hemel is, ons loof U en ons prys U want U is wonderlik. U is 'n God van genade, van liefde. En Here Jesus, wanneer ons hierdie gedeelte lees van wat U gedoen het in hierdie landstreek van die Geraseners, dan word ons net opnuut weer bewus van U almag en wanneer U daardie man wegstuur dat hy moet gaan vertel van hoe U hom jammer gekry het, hoe U hom barmhartigheid bewys het. En Here, dat ons vanaand net weer besef hoe U dit vir elkeen van ons bewys het met U liefde vir ons toe U gesterf het aan daardie kruis. Dankie dat ons U mag lief hê. Dankie dat ons U mag ken en U mag dien. En dat U ons ook kom vul met U Gees. En dat ons nooit hoef bang te wees vir die vyand met al sy magte nie, omdat U hom reeds oorwin het. Dat U die grootste vyand, die dood, ook reeds oorwin het. En dat U vir ons in Romeine 8 ook sê, dat daar niks, maar niks in hierdie wêreld is, nie die dood of die engele of magte, te skeiding kan bring tussen ons en die liefde wat daar vir ons is in U Seun, Here Jesus Christus nie. Ek bid dat ons met daardie sekerheid, met daardie standvastigheid en daardie liefde ook hierdie week sal gaan leef. En dat ons soos daardie man nie net vir ons en ons mense gaan vertel nie, maar ook vir hierdie hele dorp en vir hierdie hele distrik. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. (13 April) vir, vir die wat ook net luister, wat later gaan luister en die wat nie kan onthou wat die gedeeltes is nie, op maandag die 13de na die Paasgebeure is daar 'n toets. Gelukkig is dit nie by my nie, maar by Dominee Danilo. En dit is oor die Paasgebeure self en u kan daarvan lees in Matteus van hoofstuk 26 af tot en met, dan nou skryf hulle oor die oppaar ook. Is 'n genadige onderwysing. Al die pad tot en met wel hoofstuk 28, so Matteus 26 tot 28, maar nie die laaste deel van vers 16 af nie, maar lees maar daardie vers ook. En u kan die ooreenstemmende gedeeltes in Markus gaan kry, in Markus van hoofstuk 14 af tot hoofstuk 16 en dan ook in Lukas van hoofstuk van hoofstuk 22 af tot en met hoofstuk 24. Selftoets en selfmerk gaan ons dit deurstuur vir die internet. Lekker aand vir u.